Goeiemôre. Veral vir almal wat ek nog nie gegroet nie, is wonderlik om julle saam met ons hier in die huis van die Here te hê en ek is ook dankbaar vir die reën wat daar buite val wat ook net vir ons wys dat die Here altyd vir ons voorsien. Ek gaan julle kom ek hier se geleentheid draai na mekaar toe. Sê mekaar net hallo, sê sommer jou naam net vir ingeval julle al 10 jaar langs jou sit en dit vergeet het. Natuurlik, gelukkige Vrouedag. Ek moet my ma definitief vandag bel en dan my vrou ook. Af al die dames wat hier is, ek vermoed 'n paar mense het ook gaan uit eet of kuier dalk by familie, kom ons wees hulle genadig. En ja, baie welkom hier. Ek sê dalk vir te tongenetjies nou. Kom ons raak 'n paar oomblikke stil. En raak bewus van die Here. Ek gaan vra sy teenwoordigheid hier vanoggend hier en dan sal ek vir ons 'n fotum lees waar ons dan ook Psalm 121 se eerste vers sal sing. Ons het hom al in die gemeente gesing. Maar omdat hy iets wat onbekend is, het ons vir David gevra. Hy sal vir ons die wyse eenmaal deurspeel en dan sing ons hom 2 maal. Die lied word ook in die diens herhaal waar ons dieselfde sal doen. Ek gaan vra dat ons staan en bewus word van hoe die Here hier teenwoordig is. Dan gaan ek, soos ek sê, ek gaan 'n fotum lees, ons gaan dan ook 'n lied sing en dan gaan ek die seën uitspreek en daarna sal ons ook verder sing. Sit gerus as jy voel dis koud of die knie wil ingee of iets soos dit. Ja, kom ons staan. Oor die diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God. Hoe ondeurgrondlik is sy oordeele en hoe onnaspeurbaar sy weë. Want wie het die gedagte van die Here geken? Of wie het as sy raadsman opgetree? Of wie het eers gawes aan hom gegee vir wie hy dit sou moes vergoud? Want uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Aan hom kom die heerlikheid vir ewig toe. Amen. Kom ons sing dan nou die eerste vers van Psalm 121. Dieselfde Here wat vir ons hulp gee, groet ons ook vanoggend wanneer hy sê,
Genade en vrede vir julle van God ons Vader en Here Jesus Christus deur die kragtige werking van sy Heilige Gees. Amen. Kom ons prys hom dan nou ook met die Here, ons sal U loof, al die lof, aanbidding en ere en majesteit.
Ek lees volgende vir ons 'n variasie op die wet, soos dit dan ook opgeskrywe staan in Efesiërs 5. Wat sê, waar ons daar lees: Volg dan die voorbeeld van God as geliefde kinders en leef in liefde net soos Christus ons liefgehad het en hom ter wille van ons oorgegee het as 'n offergawe aan God, as 'n offerhande met 'n aangename geur. Maar soos dit heiliges betaam, moet julle onder julle van onsedelikheid en allerlei onreinheid of gierigheid geen sprake wees nie. Ook nie van skandelike en dwaase of lawwe praatjies nie, wat alles van pas is nie, maar eerder van danksegging. Want dit moet julle goed begryp. Geen oreerdery of onreine of gierige aard, so iemand is 'n afgodsdienaar, het 'n erfdeel aan die koninkryk van God, van Christus en van God nie. Tot sover ons wet vir vanoggend. Ek gaan 'n paar oomblikke gee van stilte om ook net hieroor na te dink. Om na te dink tot watter mate ons die voorbeeld van God volg. Die voorbeeld wat Jesus vir ons gestel het toe hy gekruisig is. En tot watter mate ons dit ook in die samelewing uitleef. Kom ons raak 'n paar oomblikke stil. Ons gaan as gemeente ook nou ons skuld bely deur die volgende woorde wat op die bord verskyn. Ons het swaar gesondig met alles wat ons gedoen het. Waarlik, ons was baie dwaas. Amen. En die wonderlike nuus dan is dat ons sondeskuld wel vergewe is. En ons sien dit in die Here Jesus se kruisdood en hy beloof dan ook dat hy in ons leef en ons die vermoë gee om die wet uit dankbaarheid na te kom. En daarom dan lees ek vir julle voor, Galasiërs 2 vers 20. Ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Die lewe wat ek nou liggaamlik leef, leef ek in geloof. Die geloof in die Seun van God, wat my liefgehad het en homself vir my oorgegee het. En daarom dan is elkeen wat opreg hulle sondes voor die Here bely, vrygespreek. Kom ons staan en getuig hiervan, ons gaan staan en getuig hiervan deur die woorde ancient words en dan bly ons ook staan vir ons apostoliese geloofsbelijdenis.
Kom ons bely nou saam ons geloof in die drie-enige God. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Is nie baie kinders vanoggend nie. Arme Ian het deurdiens gedoen en as hy die enigste seun is, so klein seentjie agter in die familiekamer. Maar ek dink hy seker onder 2 jaar oud. So ek moet nou maar van julle gebruik. Ek het 'n prentjie gebring. En ek gaan eers maar vir Ian vra of hy weet wat hierdie is. Het jy dit al in jou lewe gesien? Wat dink jy is dit? Ja, mousetrap seker. Muiswip dink ek sal die woord weet. En wat moet 'n muis doen as hy so ding sien? As jy nou 'n muis was, wat sou jou strategie wees? Het jy antwoord ja? En wat dink jy gebeur met die muis as hy die kaas vat? Hy gaan dood. Ja, en dit is natuurlik die punt van die muiswip is om 'n stuk iets wat daar is, in die geval kaas of 'n appel of 'n stuk heuning daar te sit en dan die muis te lok tot gevaar. En in ons lewens het ons ook geestelike wippe. Daar is geestelike booby traps of mouse traps wat neergelê word in die wêreld. En jy wat skool toe gaan, Ian, as jy nou nie maandag nie, maar dinsdag teruggaan, gaan daar maatjies wees wat vir jou in die versoeking wil lei, dat jy slegte dinge doen, dalk sal 'n onderwyser wat jou kwaad maak, omdat sy, ek weet nie wat nie, dat ek nou niemand sleg sê nie, jy sal later vir my kom vertel. En wat gebeur dan as ons as Christene stap, en ons let nie op vir hierdie wippe nie, vir hierdie strikke nie. Ons trap daarin. Nee, Jan. Ja, ons trap daarin. En dit is waar vanoggend se teksgedeelte dan ook gaan. Een van die redes byvoorbeeld hoekom ons ook die wet lees en ons sondes bely en vir God vra vir hulp en vra dat hy ons deur die dag moet dra, is juis hierdie wippe. En ons gaan nou hierdie bely, wil ek sê, met 'n lied genaamd Die wyse man bou sy huis op die rots. En soos dit gepas is daar buite en die reën het neergeval. Kom ons kan net sommer sit en sing. Daar's natuurlik nou nie kategese nie.
So ek gaan nie geleentheid gee vir die kinders om uit te gaan nie, maar gaan wel vir die begeleidingsgroep geleentheid gee om te gaan sit. Ons is nou net oor 4 maande hierso in die Kaap. En 'n vraag wat ons baie kry is, eerstens vooral wil mense weet, waar kom julle vandaan? En dan natuurlik, hoe pas julle aan? As die wind bietjie koud is, of bietjie baie waai, of die reën val, of snaakse goed, kom daai vraag natuurlik gereeld deur. En dan natuurlik vir die eerste vraag, waar kom julle vandaan? Sal ek gereeld sê, ons kom van Pretoria af. En dan sal Ayla vir my herinner dat dit Pretoria met 'n R is, alhoewel ek sukkel om dit te sê. En mens noem hierdie in taalkunde assimilasie, waarna ek sal terugkom. En dan sê ek goed soos, dat ons goed aanpas. En ek verduidelik hoekom. Byvoorbeeld, daar's 'n berg en 'n see, as jy moeg raak vir die een, kyk jy vir die ander een. Dit is wonderlik om so te bly. Ek praat van die formidabele kantoorspan wat net dinge laat werk by die kerk. Die 2 natuurlik musikale leiers en die tegniese span, alhoewel daar uitdagings is wat regtig met 'n goeie hart dien. En dan natuurlik ook 'n liefdevolle gemeente. Maar dit is altyd moeilik wanneer dit kom by die woord aanpas. Want die woord aanpas kan ook assimileer beteken, assimilasie. En vir die mense wat dit nie mooi verstaan nie, dit is as die P en die R in Pretoria saamsmelt en dan word dit Pretoria. En net so as 'n sogenaamde inkomer, kan jy in 'n sekere sin ingesluk word. Byvoorbeeld hier in Somerset Wes. En jy kan eintlik jou wortels verloor. En meeste van ons gemeente het ook al getrek, so ons verstaan hierdie konsep goed. Die gevaar van hierdie assimilasie, of die positiewe van hierdie assimilasie is byvoorbeeld 'n nuwe bekeerling of 'n nuwe lidmaat kan in 'n gemeente inkom en inpas en assimileer in 'n gemeente met 'n goeie of 'n sterk geloof en 'n goeie uitgeleefde kultuur. Maar die gevaar is ook in die teenoorgestelde rigting. Ons lewe in 'n ongelowige wêreld. Gelowiges moet aanpas daarvoor. Jy kan nie almal hanteer asof hulle goeie opregte Christene is wat met jou besigheid doen nie. Maar ons moet versigtig om nooit te assimileer nie. Om self ook goddeloos te word nie. Gelukkig is hierdie probleem nie 'n nuwe probleem nie. Die ou Engelse uitdrukking lui, the more things change, the more they stay the same. Of die boekprediker sê vir ons, wat ook al gebeur, dit wat gaan gebeur en wat alles al gedoen is, dit is wat gaan word. En aan die woorde, daar is niks nuut onder die son nie. En wanneer ons hierdie woorde hoor, daar is niks nuuts onder die son nie, voel dit vir ons asof dit nie lekker pas by ons moderne wêreld nie. Want alles voel nuut. Die tegnologie ontwikkel al hoe vinniger, jy het selfone en AI en smart homes en jy het sosiale dinamiek wat drasties verander met dinge soos aanlyn vergaderings, different work conduct codes, maniere hoe jy met ander mense moet omgaan. En wat gebeur? Skooliere wys dikwels vir onderwysers hoe om tegnologie te gebruik. Kinders leer vir hulle ouers oor die dinge van die moderne lewe. Dis amper asof alles op sy kop gedraai is. Die dinge wat my grootouma Polle aan die kombuis gedoen het, soos brood bak, botter maak, selfs iets soos doeke was, is vandag ver van noodsaaklikhede af. En amper stokperdjies. Mense doen hierdie goed eintlik omdat hulle wil brood bak, nie omdat daar nie brood is nie. En my grootoupa Van se vermoë om die beeste kan opslag met 'n byl word vandag deur 'n masjien gedoen. Ons basiese behoeftes kan alles gekoop word en afgelaai word by jou huis. En as jy bereid is om bietjie meer te betaal, dan word dit sommer op jou voorstoep gesit. En daarteenoor, of daarmee saam, word vaardighede soos die vermoë met 'n rekenaar of die internet of 'n selfoon of AI byna noodsaaklik vir lewing. En hierdie skep iets baie onnatuurlik.
Dis werklik waar, dink ek, een van die eerste kere in die geskiedenis waar kinders vir hulle ouers moet leer. Waar die inligting in die verkeerde rigting gaan. En is geen wonder dan dat ons wêreld al hoe meer ongelowig raak nie. Maar tog in 'n sekere sin is dit niks nuut nie. Net so radikaal soos wat die printing press was in die 15de eeu en die radio van die 1900s is vandag se veranderinge. En albei kan gebruik word vir goed en sleg. Byvoorbeeld dieselfde printing press tegnologie wat die eerste Duitse Bybel gedruk het ook vir dieselfde tegnologie althans, het ook die sogenaamde satanistiese Bybel gedruk. Dieselfde radiotegnologie wat evangelisasie doen in moslimlande, was deur die nasies in die Tweede Wêreldoorlog gebruik. Daarom is dit vandag steeds waar, met al hierdie moderne ontwikkelings, dat daar niks nuut onder die son is nie. Vandag se probleme is dalk anders as gistersin, en hierdie eeusin is dalk anders as die vorige. Op 'n geestelike vlak is niks nuut nie. Ja, ons lewe in 'n ongelowige wêreld. Suid-Afrika is dalk amptelik 80% Christen, maar is dit verseker nie in ons kerke nie. Boonop, hoeveel van daai 80% sal selfs dan oorbly? Of ek wil sê, hoeveel van die mense wat wel in die kerk sit, sal selfs oorbly, as iets gebeur soos 'n Islam wat ons land oorneem, en Christene begin doodmaak. Soos in ons buurland Mosambiek. Hoeveel van ons sal kerke toe kom, val op so koue dag, as dit ons lewens kan kos? En eerlikwaar, moet ek sê, soms sal ek dit van myself wonder, op 'n dag wat dit moeilik gaan, dit is inderds menslik. En ek sê hierdie nie om skuld op te wek nie, maar eerder om ons te bewus te maak van hoe ons wêreld gaan ooreenstem met die teks wat ons gaan lees, met die tydperk van Jeremia. En daarom vandag, aan die hand van Jeremia 5 vers 26 tot 31, kom maak ek die stelling, ons lewe in 'n goddelose en vet wêreld. En dan vra ek die vraag, assimileer jy? Voordat ons die teksgedeelte lees, kom ons sluit net die oë. Dankie Here vir die voorreg om vanoggend hier bymekaar te kan wees, die voorreg om in die huis te kan staan. Here, ek wil vra waar ons nou ook oor moeilike dinge gaan gesels, dat die Gees sal werk, soos wat hy deur die eeue gewerk het in ons harte en in ons gedagtes. Mag hierdie woorde wat Jeremia gespreek het in sy tyd, 500 jaar voor Christus, 600 jaar voor Christus, dat dit ook lewend sal word in ons harte en in ons lewens. Mag ons hier uitstap met nuwe krag om U te dien, soos wat dit hoort. Ons bid dit nie omdat ons dit verdien nie, Here, ons bid dit alleen in die naam van Jesus Christus, ons Here en ons Verlosser wat in ons plek aan die kruis gesterf het vir ons sondes. In sy naam alleen. Amen. Ons luister dan nou saam na die woord van die enigste en lewende Here, soos dit opgeskrywe staan in Jeremia 5 vers 26. Ja, daar is goddeloses wat hulle onder my volk bevind. Gebukkend loer hulle, asof in die skuiling van voëlvangers. Hulle stel wippe, mense, die vang hulle. Soos 'n mandjie vol voëls, so is hulle huise vol bedrog. Daarom het hulle belangrik en ryk geword. Hulle het vet en blink geraak. Hulle is ook onoortreffelik met dade van boosheid. 'n Regseis waaroor hulle nie uitspraak lewer nie, is die regeis van 'n vaderlose kind, sodat hulle dit nie laat slaag nie. Oor die regsaak van behoeftiges gee hulle geen beslissing nie. Sou ek daaroor nie rekenskap eis nie, is die uitspraak van die Here, of sou ek my op 'n nasie soos hierdie nie wreek nie. Iets skrikwekkends, iets afgruweliks gebeur in die land. Die profete profeteer leuns en die priesters skraap hande vol bymekaar. En my volk hou daarvan so. Wat meer sal julle nog doen? Tot sover die woord van die enigste en lewende Here. Soos ek genoem het, gaan ons kyk na die stelling, ons lewe in 'n goddelose en vet wêreld, en die vraag vra, assimileer jy? Ons gaan stil staan by die gedagte van die goddelose wêreld,
van die vetwêreld en dan stil staan by die vraag oor of jy assimileer. Jeremia begin profeteer in die tyd van koning Josia, wat ongeveer 640 tot 609 voor Christus was. Die hele land was onder Josia hervorm. Gelowiges het die Here gedien. Die samelewing was gelowig en gehoorsaam. En soortgelyk sien ons in ons geskiedenis, as ons terugkyk na ons voorouers. En dan word Joachim koning in 609 tot 598. Hy is dan, soos julle sien op die bord, die pyltjie wat afgaan. Korrup en ongelowig, ongehoorsaam en dinge gaan agteruit. Die volk word ongehoorsaam en baie soos vandag beweeg hulle weg van God af. En dan kom God uiteindelik in 586 voor Christus en straf hulle met 'n ballingskap, wat uiteindelik sou lei tot hulle terugkeer na God. Tydens hierdie ballingskap word Jerusalem aangeval, Jeremia vlug na Egipte en moet lewe as 'n swerweling. En dan in hierdie tydperk van koning Joachim, in die tydperk waar daar 'n afkeer is, kom hoofstuk 5. En Jeremia kom profeteer in hierdie tyd van ongeloof, in hierdie tyd van agteruitgaan, en hy sê, daar is goddeloses, vers 26. En dan asof dit nie erg genoeg is dat hulle daar is nie, kom sê hy, hulle stel wippe, mousetraps. Natuurlik is hierdie nie letterlike wippe wat mense vang nie, maar iets erger, geestelike wippe, wat gelowiges vang en verlei. En soos mif op 'n kaasblok of 'n ou stuk brood, word Israel deurdrink met ongeloof. Soos wat ons vir mekaar gesê het, toe ons gesels het oor Noag, dat die seuns van God, of dan die gelowiges met die dogter van die mense, die ongelowiges getrou het, dat hierdie kontaminasie plaasgevind het, want die seuns van God, die gelowiges se seuns, het nie hulle potensiële eggenote gekies op grond van hulle potensiële eggenoot se geloof nie, maar trou ongelowiges net omdat hulle mooi is. In plaas daarvan om te gevra het of hulle eggenoot God liefhet, hom vrees, hom volg, val hulle soos ek genoem het vir die blonde meisie met die blou oë. In plaas daarvan om te vra of hierdie vrou my kinders na God sal lei, word hulle verlei deur iets soos mooi bene. En vandag sien ons dit soortgelyk wanneer ons praat oor hierdie kontaminasie. Ons sien dinge byvoorbeeld in seuns en dogters wat eggenote soek in 'n wêreld soos waar ons iets het soos OnlyFans, alkoholmisbruik. Ons seuns gaan maklik gaan dikwels vir die maklike meisies en ons dogters soek die sogenaamde bad boys. Hoekom? Want ons het hulle nie voorberei vir 'n tyd nie. Ons het hulle nie gewaarsku van die wippe nie. En soortgelyk gebeur daar 'n ding in Jeremia se tyd. Dis nie die gelowiges wat die ongelowiges lei tot geloof nie, maar eerder die gelowiges wat trap in die wippe van die ongelowiges. En hoe werk 'n wip? As jy nie ekstra versigtig is nie, trap jy daarin. Wippe is nie gekenmerk deur 'n massiewe rooi knop waarop jy moet druk of 'n waarskuwingsbord wat vir jou mooi verduidelik wat gebeur nie. Nee. Dit word juis gekenmerk daaraan dat dit in die alledaagse is, in die gewone, in die onderliggende. Hoekom? Sodat die persoon wat nie van die wip weet nie, daarin trap. Dat die persoon wat nie bewus is van die stryk wat gestel is nie, gevang word. En dis juis hierin waarin Jeremia se waarskuwing vir sy volk en ook vir ons vandag lê. 'n Wip word slegs vermy deur versigtig te wees en fyn te trap. Hierdie is natuurlik baie maklik om te verstaan as ons praat van 'n fisiese wip. 'n Ding wat ons kan sien, maar dit is baie moeilik om te verstaan wanneer dit kom by die sogenaamde geestelike wippe. En ongelukkig is dit presies
wat Jeremia van praat. Goddeloses wat gelowiges vang in geestelike wippe. Hoofsaaklik te danke aan 'n gebrek aan versigtigheid. En ons lees byvoorbeeld hiervan in Hosea. Wanneer Hosea vir ons sê in vers 4 vers 6, my volk kom weens 'n gebrek aan kennis. Of dalk anders gestel. Ons het te min vrees vir geestelike wippe. As ons vanoggend nuus ontvang byvoorbeeld dat die hele Gordon weg vol landmyne is, gaan niemand daar ry nie. Dalk is daar een brawe Jan wat besluit hy gaan 'n kans vat, maar nadat die eerste landmyn ontplof, gaan die res van ons sê eerder bang Jan as dooie Jan en ompaai. En tog reageer ons anders met geestelike wippe. Ons weet Somerset-Wes is vol geestelike landmyne en ons sien dit vandag in ons samelewing. Ons sien hoe baie mense daarin trap. Ons sien die goddeloosheid wat lei tot vervreemdheid van jou medemens en jou buurman, wat lei tot rugstekery en selfsugtige optrede, wat lei tot betekenislose lewens en ongelowige kinders. En die hartseer daarvan is dat ons die ondergang sien en beleef en soms self van ons eie lyf of eie gesin voel, maar nog steeds daardie vrees verloor. Byvoorbeeld, as jy in die ouete huis of by die skool staan en twee vriendinne skinder lekker saam, trap jy sonder om te dink in na die wip en praat saam. As jy by die braaivleisvuur staan of op die sportveld en die manne gooi 'n paar onvanpaste woorde, dan trap jy sonder om te dink daaraan en vloek saam. As jy by 'n universiteitspartytjie of by 'n geheime hoërskoolpartytjie is, waar drank en allerlei middele in oormaat gebruik word, dan trap jy sonder om te dink in daardie wip en misbruik saam. Want ons het vrees verloor. Ons is banger vir die sosiale druk as vir God. Of soos Jeremia dit stel dan in vers 28, daarom het hulle belangrik en ryk geword. En maak geen fout nie. Hierdie wippe, of hierdie foute lê in ons hart. Ons ontroon God in ons harte en stel ander goed in daardie plek. En dan mis ons die ooglopende en dieper wippe. Dinge soos, ek wil die beste vir my kind hê. Beteken dalk sonder dat jy dit agterkom dat jy jou kind op God se troon sit. 'n sin soos ek werk hard om vir my familie te sorg, kan dalk beteken dat jy jou beroep op God se troon sit. Ek wil eerder Sondag saam my vriendinne uithang. Beteken dalk dat jy jou sosiale reputasie op God se troon sit. En daarom as gelowiges, wees versigtig vir die ongelowige wêreld. Leef Godvreesende lewens waar die drie-enige God op die troon van jou hart sit, sodat jy nie assimileer in hierdie goddelose wêreld nie. Kom ons raak 'n paar oomblikke stil en dink daaroor met die vraag, waar in jou lewe kan jy meer Godvreesend lewe? Kom ons raak stil. Ons lewe in 'n goddelose en vet wêreld, assimileer jy.
Pas gekyk na die ongelowige deel van hierdie wêreld en nou draai ons aandag na die vet wêreld. Jeremia sê dan vir ons in vers 28, hulle het vet en blink geraak. En dit is nie presies wat ons dink as ons die woord goddeloos hoor nie. Vet is mos iemand waarmee dit goed gaan. Hoekom gaan dit dan met die goddelose goed? As jy byvoorbeeld dink aan die 10 gebooie en jy dink, wat moet gebeur as jy dit gehoorsaam, dan dink jy aan goeie uitkomste. En jy dink aan 'n ongehoorsame mens wat slegte uitkomste kry. Byvoorbeeld, dink aan 'n reël soos moenie aan die warm plaat vat nie. As jy ongehoorsaam is, brand jy jouself. En daarom dan, as jy gehoorsaam is, verwag jy dat jy, of gehoorsaam is aan God, dan verwag jy goed soos mislukte oeste, hongersnood. Maar die lewe is ongelukkig meer ingewikkeld as dit. Soos wat ons hier by Jeremia sien, gee die wippe van die goddeloses nie 'n direkte straf nie, maar 'n indirekte straf. Vetheid. In plaas van die beeld van iemand wat in 'n middeleeuse voëlhok gesit word en uitgehonger word as 'n straf, kry ons hierdie vreemde Hansie en Grietjie beeld, waar die heks hulle vet maak om te eet. Wat dalk gepas is as ons besef dat die duiwel agter baie van hierdie dinge is. Maar nie teenstaande. Jeremia leer ons hierdeur dat goddeloses onder God se volk is. En hierdie goddeloses is vandag ook onder ons. En hulle maak ons vet. Ja, gulsigheid en losbandigheid wat gepaard gaan met 'n lewe van ongehoorsaamheid aan God, kweek gerief. Gerief wat laksheid, vetheid en slegheid veroorsaak. En in die Cape Flats lei goddeloosheid dalk tot armoede en pyn, wat natuurlik iets soos hel op aarde kan wees. Maar daarom is dit sigbaar. Daar word hulle net geestelik vet van misdaad en goddeloosheid. Maar dit voel daarom vir hulle so klein bietjie asof hulle gestraf word met hulle gebrek aan basiese behoeftes. Tog daarteenoor sit ons hier in Somerset Wes, in die Helderberg omgewing, en ons wippe wat ons vet voer, wat baie beter versteek is. Ons geestelike vetsug kom van gerief. Ja, gerief wat uitvloei uit die feit dat meeste van ons basiese behoeftes in oorvloed voorsien word. En dit is presies waarmee Jeremia ook hier gesit het. Op die rug van koning Josia se regering, waar die volk God geëer het en waar God hulle ook geseën het vir daai gehoorsaamheid, was daar 'n ekonomiese welvaart en 'n sosiale samehorigheid wat gebou is op die diensbaarheid van vorige generasies. Op die rug van koning Josia se regering en die volk wat deur God geseën is, kom koning Joachim dan en verwoes alles. Hoe kan ons hieroor nadink? Dink byvoorbeeld aan die sogenaamde babyboomer fenomeen in Amerika. Na die Tweede Wêreldoorlog skenk die sogenaamde silent generation, die ouers van die babyboomers, geboorte aan kinders wat al die voordele trek van hulle ouers. Die ouers het gaan beklei in die oorlog, soos byvoorbeeld Tannie Stini wat nou die dag in die kerk was se broers, terwyl die vrouens hier moes tuis bly en die werk en die produksie van die land oorneem. Ja, hierdie silent generations moes pennies draai, want elke stukkie staal en petrol moes oorlog toegestuur word. En ter wagte, toe die oorlog stop, het hierdie silent generation hulle selfbeheersing en hulle diensbaarheid behou, wat oorgegaan het na ekonomiese welvaart, wat spaarsamig gebruik word. Maar wat dan van hierdie kinders? Die kinders wat met die goue lepel in die mond gebore is, rebelleer dan teen hulle ouers se spaarsamigheid. Hoekom moet ons dan spaar as dit goed gaan? Hierdie waardes van selfbeheersing en diensbaarheid word nie oorgedra nie. En omdat bykans enige besluit wat daardie sogenaamde babyboomer geneem het, gelei het tot persoonlike welvaart. Rebelleer hulle. En wat kry ons?
vetsug en selfsug. Geestelike vetsug wat lei tot sedelose bewegings soos die seksuele revolusie. Nie tradisionele kerke soos die sogenaamde The People's Temple, wat 'n massa selfmoord gepleeg het, en roekelose geldgierigheid wat uiteindelik gelei het tot die global financial crisis. En hierdie is presies wat koning Joachim in Jeremia se tyd gedoen het. Sy korrupte koningskap, die Israeliete blink en vet gemaak, roekeloos. Soortgelyk wat ons dan ook lees in Deuteronomium 32 vers 15, toe dit 'n vorige keer gebeur het, waar daar geskrywe staan, Jesurim, wat verwys na Israel, het vet geword en agterop geskop. Jy het vet geword, rond geword, eiesinnig geraak, hy die God wat hom gemaak het versaak, die rots wat hom verlos het, met minagting behandel. En vandag staan ons in 'n soortgelyke gevaar. Miskien sit ons nie heeltemal in dieselfde omstandighede as Jeremia of daar in Deuteronomium nie, maar daar is steeds niks nie onder die son nie. En ons het vandag die gevaar van die kanker van grief. Ja, ons leef in die mees gerieflikste tyd in die geskiedenis. Ons voorgeslagte sou nie eens kon droom oor dinge soos spoeltoilette, lopende water en elektrisiteit nie. Wat dan nog te sê van iets soos internet, Uber of 'n airfryer. Maar aan die ander kant, mense het vandag nie meer mense nodig nie. Selfs in ons eie huise is ons dikwels disconnected. Jy en jou vrou kan byvoorbeeld 2 verskillende movies op 2 verskillende devices kyk, selfs al lê hulle langs mekaar, terwyl jou dogter na iets anders kyk in haar kamer. Wat mens dan maar net hoop, is age-appropriate en vaagwerk Christelik. En julle 3, man, vrou en dogter, kan sit in kerk luister na 3 verskillende kerke, terwyl jou seun na 'n Scientology lesing luister. Ons maar net hoop, is nie te ver van ons eie geloof af nie. En hierdie tegnologie is natuurlik baie wonderlik, maar dit kom met 'n groot prys, met 'n gevaar van geestelike vetsug. Met dinge soos Checker 6060 en Mr. Delivery kan jy jou kos in jou huis kry, sonder menslike interaksie. En as jy nie pas op nie, reduseer jy dalk die kerk tot jou foon of die TV. Reduseer jy dalk jou vriende tot 'n WhatsApp. En reduseer jy dalk die samelewing tot sosiale media. Ja, al hierdie dinge kos dalk klein bietjie geld. Maar ten diepste kos dit niks van jou nie. Dit maak ons minder mens. Jy hoef niks te gee nie. Jy hoef nie te glimlag nie. Jy hoef nie vriendelik te wees nie en soms hoef jy nie eers te praat nie. Jy kan dit inneem en inneem en inneem sonder om iets te doen. Die hartseer hiervan is dat ons presies weet wat gebeur met 'n liggaam as iemand net inneem en inneem en inneem. Hy eet en raak vet. Maar ons vergeet dat dit geestelik ook kan gebeur. Ons kan geestelik vet raak. Ons blink soos 'n boepens op die strand in die somerson. Soos wat Jeremia sê in vers 28, hulle het vet en blink geraak. Hulle is onoortreffelik met dade van boosheid. Dit gebeur met die volk. Hulle raak ook disconnected van mekaar. Jeremia sê in vers 28, 'n regseis waaroor hulle nie wil uitspraak nie, is die regseis van 'n vaderlose kind. Onmenslik. Dit wil sê, hulle het so gemaklik geraak, dat hulle nie eers wil deelneem aan hulle eie samelewing nie. Kom ons dink 'n paar oomblikke daar, die vraag, wat gaan jy hierdie week doen om minder gerieflik te wees? Wat gaan jy hierdie week doen om minder gerieflik te wees? Kom ons raak stil.
Ons lewe in 'n goddelose en vet wêreld. Nou gaan ons die vraag vra, assimileer jy? As jy dalk soos in die geval van Pretoria, die R wat wegval, word jy ingesluk in hierdie stryk. Sien God reageer dan op hierdie ongelowige en vet wêreld met 'n uitspraak in vers 29. Sou ek daaroor nie rekenskap eis nie, is die uitspraak van die Here, of sou ek my op 'n nasie soos hierdie nie wreek nie. God, die heilige en volmaakte regter, vra dan 'n retoriese vraag aan sy volk om 'n punt te maak. Die punt dat God moet dit veroordeel. Hy moet hulle optrede veroordeel. En dan straf hy hulle. Later, soos ons reeds genoem het, vir hierdie volk uit die goedheid en liefde van sy hart met die ballingskap. En om hierdie te verstaan, moet ons verstaan wat Bybelse straf beteken. So Spreuke 3 vers 12 dit stel, want die een vir wie God liefhet, wys hy tereg, soos 'n vader die seun vir wie hy omgee. Ja, in moderne dinge is dinge soos gesag, koningskap en onderdanigheid basies onvergeefbare sondes. Dit gee vir ons 'n slegte smaak in ons mond. En daarom dink ons maklik aan straf of tug as boosheid. As ons hierdie woorde hoor, dan is dit soos 'n tiran soos Hitler of Stalin wat besig is om mense in plek te hou, wat hulle wil vernietig. Maar tog, aan die ander kant, is 'n ouer nie liefdevol as hy toelaat dat sy kind doen wat hy wil nie. Ons kyk nie na 'n kind wat verslaaf is aan dwelms of misdaad pleeg of rondslaap en dink, hy het maar lieflike en wonderlike ouers nie. En natuurlik moet ons vir mekaar sê, daar's grense. 'n Ouer wat met haat in haar hart 'n kind slaan of beledig, is besig om te sonde, ongetwyfeld. En dan is die vraag natuurlik, wanneer is te hard mishandel? Maar by God is nie een van daai twee waar nie. En ons moet versigtig wees om nie sy reg om te straf af te skryf nie. En wanneer ons dit besef, dan verstaan ons God se straf kom uit liefde uit. Ons sien 'n voorbeeld hiervan in 1 Korintiërs 5. Daar skryf Paulus aan die gemeente in Korinte, 'n mens hoor werklik waar van onsedelikheid onder julle, en dan 'n soort seksuele losbandigheid wat selfs nie onder die heidene geduld word nie, dat 'n man met sy vrou, sy vader se vrou saamleef. Paulus gee hier raad oor 'n situasie in Korinte waar 'n seun basies met sy stiefma slaap. En hy sê, verwyder hulle uit die gemeente, met die hoop dat hierdie straf en hierdie sosiale uitsluiting hulle sal dring tot bekering. Of anders gestel, straf in liefde met die doel en die hoop van regstelling. Ja, hoor mooi, God se straf staan nie teenoor sy liefde nie. En is nie in een of ander kosmiese spanning teenoor sy barmhartigheid nie. God se straf is liefdevol en genadig in die volheid van die woord, en daarom moet ons dankbaar wees vir God se straf in ons lewens, en soms selfs bid daarvoor. Ons moet dankbaar wees, of ons moet bid dat hy nie sal toelaat dat ons vet en blink word nie. Maar eerder dat daar genoeg swaar kry oor ons pad kom, sodat ons nederig en afhanklik bly. Soortgelyk, moet ons smag na Godvreesendheid. Sien, as jy in 'n goddelose lewe, 'n wêreld leef, soos wat jy doen, moet jy daagliks daarteen veg en nie toelaat dat dit jou verander nie. En moenie 'n fout maak nie. Geen keuse is steeds 'n keuse. Die sielkundige Carl Jung het gesê, people don't have ideas, ideas have people. Dit wil sê, daar's niks niets onder die son nie. Jy dink dalk,
jy is jou eie mens. En jy maak jou eie besluite wat jou pas, maar eintlik laat jy toe dat jy beheer word. Byvoorbeeld, jy slaap dalk op 'n Sondag in, want jy verdien dit. Maar jy dien dalk die ou Griekse godin Argia. Jy dink dalk jy wil die beste geleenthede vir jou kinders hê, maar dalk dien jy net die Griekse god Apollo. Jy dink dalk jy is sogenaamde enlightened of 'n ateïs of skeptikus, maar eintlik stem jou filosofie net oor een met Hermes, Hermeticism en Gnostisisme. Nee, dit klink dalk far-fetched of met 'n opgenaakte storie as Paulus nie vir ons gesê het in 1 Korintiërs 10 vers 20 nie. Nee, maar wat hulle offer hulle aan demone, nie aan God nie. En ek wil nie hê dat julle aan demone moet deel hê nie. Dit wil sê, hierdie Griekse gode van Paulus se tyd is bose kragte wat vandag nog beheer. En daarom is my boodskap: veg, sodat ons hierdie samelewing en hierdie kerk kan bou. En sit die drie-enige God op die troon van jou hart. As laaste refleksie om aan te dink, waar in jou lewe moet jy versigtig wees om nie te assimileer nie? Kom ons raak 'n paar oomblikke stil. Ons lewe in 'n goddelose en vet wêreld. Assimileer jy? Vir Jeremia en die volk draai hierdie vraag uit in ballingskap. Maar vir gelowiges vandag loop dit uit op die kruis. Die kruis van Jesus het ons versoen met die drie-enige God. In hom vind ons die belofte, want hy wat die gewilligheid en die optrede in julle bewerk soos hy dit goed vind, is God. En hierdie geveg is nie uit ons eie krag nie, want ons word verder beloof, ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Die lewe wat ek nou liggaamlik leef, leef ek in geloof, die geloof in die Seun van God wat my lief gehad het en homself vir my oorgegee het. Daarom mag ons gereeld onthou dat ons in 'n goddelose wêreld leef, wat vir ons wippe stel, want ons moet dit daagliks vrees en vermy. Ons sien dat ons in 'n geestelike vet wêreld leef, want gerief kan ons verdoof vir die gevare. En mag ons nooit assimileer nie, maar daagliks die stryd tot die dag wat ons eendag afsterwe. Mag die woorde van ons Nederlandse geloofsbelijdenis in ons lewe waar wees. Hiermee sê ons nie dat daar nie nog groot swakheid in hulle is nie. Inteendeel, deur die Gees stry hulle juis al die dae van hulle lewe daarteen, terwyl hulle altyd weer hulle toevlug neem in die bloed, die dood, die lyding en gehoorsaamheid van die Here Jesus Christus, en wie hulle deur die geloof in vergewing van hulle sondes het. Mag ons weet waar ons hulp vandaan kom. Amen. Dankie Here vir die geleentheid om vanoggend hier bymekaar te wees en te kan nadink oor hierdie woorde van Jeremia. Mag ons vandag die gevare raak sien wat Jeremia vir ons kom uitwys, en mag U dan ook ons lei
Bring verligting waar dit nodig is, Here. Maar nie soveel dat ons hoogmoedig en arrogant raak nie. Ek wil kom bid vir elke mens se uitdaging wat vanoggend hier is. Here, U ken hulle harte. Ek wil kom bid vir die mense wat werks- en ekonomiese uitdagings het. Ek wil kom bid vir die mense wat operasies het hierdie week, Here, vir die mense wat uitdagings met kanker het, wat tussen ons sit. Ek wil kom bid vir hom Koos en almal op ons siekelys wat siek het. Ek dink ook aan Liana Kaya en aan Shirley Kitshoff, Here, en ek wil kom bid dat elkeen wat swaar kry, sal volhard in geloof en getuig deur hulle volharding. Ons bid dit nie omdat dit verdien nie, maar alleen uit U groot en heilige naam. Amen. Ons gaan nou reageer op die skriflesing deur weer Psalm 121 sittend te sing, en daarna sal ek ook 'n geleentheid gee vir die dankoffers. Daar is nou geleentheid om die Here te dien met julle offergawes. Kom ons dank die Here. Hemelse Vader, dankie dat ons uit U oorvloed mag gee. Ons bring hierdie dankoffers as tekens van ons liefde en erkenning dat alles aan U behoort. Ons bid Here dat U die gawes sal seën en gebruik tot die uitbreiding van die koninkryk. Mag dit help om U naam te eer en mense na U toe te lei. Ons kom wy onsself ook opnuut na U toe. Nie net ons geld nie, maar ons hele lewe, en ons dankie vir U troue sorg en genade elke dag, in Jesus se naam. Amen. Kyk vinnig na ons afkondigings, ek wil net 'n paar goed daar uitlig. Jy sal sien daar's 'n wat noem jy dit, infobiljet, tipe situasie, wat by die kermis, hy plak aan die kermis vas. Iemand gaan 'n amazing reis reël, ek het Marisa Veldsman gaan vir ons 'n amazing reis reël op die dag. Ek is nie doodseker wat alles
Wat presies dit gaan wees, maar my verstaan is iets soos 'n skattejag ding. So watch the space wil ek sê. Ek het dan die volgende skyfie. Net natuurlik, daar is steeds koffie. Ek weet van die mense is dalk haastig om by die huis te kom om hulle vrouens te gaan bederf en dis ook goed en reg. En dan natuurlik die offer by die deur is aanhou wen. Daarna is net ook 'n uitlig vir die volgende. Ek moet dit baie hard en duidelik sê. Ons beplan hierdie Woensdag om al die jong volwassenes in die gemeente en enigiemand wat julle dalk ken. So as het julle hulp nodig om 'n paar mense bymekaar te kry, daar gaan sop beskikbaar wees. So as dit 'n jong volwassene is, rolweg tussen die ouderdom van 20 en 35, stuur hulle asseblief na ons kant toe. Ons wil graag 'n gesprek hê oor wat hulle behoefte is in die lewe en dan natuurlik ook hoe dit met die kerk inskakel. Jy sal aan die res van die program ook sien. En byvoorbeeld Dinsdag is daar weer 'n kom kuier saam. Ons sluit dan nou af met die woorde: Here Jesus, U skyn oor almal, skyn deur my. En daarna sal ek die seën uitspreek en dan sing ons ook die Onse Vader as uitstuurlied. Ontvang nou ook die seën van die enigste en lewende Here. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met elkeen van julle wees tot in alle ewigheid. Amen.